kyk na môre. Ons is meer as oorwinnaars. Halleluja, hulle het oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Amen. Nou gaan die getuienisgeleentheid gee nie, want dan gaan ons bietjie eers 12 uur huis toe gaan. Maar kan ek gou vra, wie van u het 'n getuienis? Net 1, 2, 3, daar is daar 'n paar wat 'n getuienis. As jy jou Bybel by jou het, dan gaan ons Bybelverklaring doen en dan gaan jy agterkom hoekom die sangdiens moes loop soos hy loop, sodat ons die woord kan gestand doen. As jy jou Bybel het, dan sê ons vir mekaar, hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Is daar 'n belofte in die Bybel wat sê dat op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word? Is dit 'n belofte? En as dit 'n belofte is, wil ek jou aanmoedig om te sê, mense word nie gesond nie omdat jy nie hande oplê nie. Kan ek dit weer sê? Ek dink daar is 'n groot klomp goeie. Daar's nog 'n paar van hulle wat soos daai ene is, nê, van op siekes hulle hande lê en hulle sal gesond word, nê. Daar's 'n ander ene wat vir my mooi sê, is dat nadat die disippels vir hulle die hande opgelê het, is hulle vervul met die Heilige Gees. Soms is handoplegging 'n noodsaaklike oomblik om geloof in 'n hart wakker te maak, nê. Het jy al gesien dat as iemand hartseer is en jy wil hom troos, dan wil jy hand op skouer sit of jy wil hand om die lyf sit en jy wil sê moenie, dan dis 'n aksie wat iets wil laat gebeur. Dis nie 'n passiwiteit nie, is nie ag wat jy moet maar self nee, ek reik uit, ek gee my hand, nê. Het jy al gesien as iemand val? Dan staan jy maar net so, dan sê jy, staan op. Dis net as die kind ongehoorsaam was in die paaskwai. Jy weet, dan wil hy, nee, andersins steek ons hand uit. Amen. Ons gee hand, nee. Dankie vir almal wat hande uitsteek. Hande uitsteek en help om ons gemeente beter te maak. Ek glo ons gaan 'n wonderlike 2026 hê. Wie het daardie verwagting saam met my en ek is besig om saam met jou daai verwagting al hoe groter te maak. Laat ons gaan. Net hoe dit my gevoel ons is al by Pinkster 2026. Maar dis hoe ons maak Pinkstertyd mos, nê. Nee. Ons gaan net aan en aan. Goed. Nou ons praat oor drome. En laasweek se gedagte was jy's in staat om te kan droom. Maar kan ek vir jou sê, ek dink ons wil spesifieke drome hê. Ons wil goddelike drome hê. Ons wil drome hê wat in die hart en die gedagtes van God gebore en ontstaan en oorkom tot by ons, sodat ons kan sê dat God het met ons gepraat. Hy het met ons 'n verskil gemaak, nê. Ek dink is so wonderlik om baie keer in teorie oor drome te praat en te hoop vir 'n droom. Maar ek dink daar's niks lekkerder as om wakker te skrik en te besef, nou het ek 'n droom gehad. En dit was 'n droom wat van God afgekom het. So, wanneer ek en jy hierdie pad loop, dan is daar nou 'n groot klomp Bybelse materiaal of gebeurtenisse of geskiedenis, weet, wat wil sê dat drome is deel van die Bybelstorie. Hy's ingesluit. So, ek dink as gelowiges kan ons met 'n lekker hart oor drome praat. En daarom wil ek jou mooi vra, vat jou boekmerkie, sit hom in jou Bybel. Kyk hom, gaan lees oor drome. Maak jouself gereed en maak dit jou eie. Sê vir jouself, as ek nou lanklaas 'n goeie droom gedroom het, dan gaan ek in hierdie dae 'n droom. Amen. Dan is dit moontlik. Dis moontlik. Moenie dat jou ouderdom, oud of jonk, vir jou sê, nee, wat dis nie 'n droom wat van die Here afkom nie.
Weet ja, die Bybel is duidelik as hy sê in die laaste sal die ou mense droom en die jong mense sal gesigte sien. So daar's 'n manier. Ek dink, weet ons ou mense moet so tot rus kom partykeer oor al die sorge van die lewe dat ons moet eers aan die slaap raak en dan moet ons droom. Jy weet. Maar as jong mense is waarwyd wakker dan droom hulle. Sê maar ja. Weet hulle storm daarin en dan sê hulle ek gaan so maak en ek gaan dit doen en ek gaan hierdie en ek gaan daai, jy weet. En dan partykeer dan weet ons ook maar party van daai drome van hulle gaan nie ver kom nie, nê? Hulle sal net nou in hulle wakker skrik. Jy weet hulle is waarwyd wakker, maar hulle sal nou wakker skrik en dan sal hulle besef daai droom is nou anders te gewees. Want hoekom? Ek wil hê jy moet iets verstaan dat hierdie gemeente gee vir jou in hierdie seisoen die kans en die geleentheid om nader aan God te kom. En gaan sê dit vir mense. Gaan haal mense. Sê vir mense, as jy ooit nodig gehad het om in 'n kerk te kom, moet jy nou in 'n kerk kom. En nie net omdat dit Desember of Januarie is begin of nuwe jaar of wat ook al nie, is dat God is besig om 'n seisoen te skep. En net soos wat 'n seisoen vrugte kan dra en 'n seisoen gereed kan maak vir die toekoms, wil God hê ek en jy moet gereed wees daarvoor. So dit gaan 'n oomblik wees, dit gaan 'n ervaring wees van iets raak vir my helder, iets word vir my duidelik. Nou ek weet u wil dit nie of u wil dit op 'n manier hoor of ons moet dit op 'n manier oordra in die gemeente. En dit is, maar dit moes tot my deurgedring het dat ek moet nog vir 6 maande aangaan. En nou sê ek vir Barend en vir die raad al klaar. Ek sê vir hulle luister, die eerste maand is verby. Julle beter, ons moet praat. Ons moet dink. Jy weet. Maar ek weet God kan in 1 dag laat gebeur wat ons nie in maande of in jare kan laat regkry nie. Amen. Hy kan net op 'n dag iets laat gebeur en dit is daar. Nee, goed. Maar kan julle hoor, my droom het ook vir my 'n bekendmaking geword. En dit het vir my gesê daar's nog iets om te doen. Daar's iets wat jy nog moet regkry. En daarom as ek die teksvers wat ons uit Daniël lees, vers 26 van die Daniël gedeelte van laasweek se boodskap oor jy's in staat om te droom, dan vra koning Nebukadneser vra hy vir Daniël en hy sê, is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het en sy uitlegging bekend te maak. Nou wil ek hê jy moet verstaan, ons praat eintlik van bonatuurlikes. Ons praat op hierdie stadium van iets wat nie jy self gaan regkry nie. Dis nie net asof jy droom van, jy weet, 'n beter bankrekening en jy droom van 'n lekkerder vakansie en jy droom van 'n rustiger aftrede en jy droom van, jy weet, 'n veiliger omgewing, iets nie. Nee, dis iets wat God werk. Dis iets wat eintlik onmoontlik is. Maar Daniël kan daardie gebed bid soos wat ek hom reeds gelees het en hy sê, Here, U het bekend gemaak. U het vir my gesê wat die koning gedroom het, nê. Nou, ek wil hê jy moet weet, die Bybel is nie net 'n storieboek nie. Dis die woord van God. So ek dink ons moet weer 'n keer beter werk met ons Bybels. Ons moet beter dink oor ons Bybels. Hoekom lees ons van drome? Hoekom lees ons van die skepingsverhaal? Hoekom lees ons van Openbaring? Jy weet, as ek gaan kyk na hoe dat die 10 pla in die Exodus verhaal, jy weet, uitspeel en dit het 3 afgode in Egipte aangespreek. Hulle deel so die 10 pla, deel so in 3 en dan is daar een laaste een, né? Maar hulle spreek die 3 groot afgode van Egipte aan. En Farao sê, maar
my lewe lank is hierdie afgode ons enigste hoop. Wil iemand, Moses, wil jy nou vir my kom vertel, daar's 'n ander God wat ons nie ken nie. Dan sit wat Paulus op die Areopagus doen. Hy sê die God wat julle nie vereer nie is, of die God wat julle onbekend noem, is die God wat ek verkondig. En ek wil hê jy moet weet, dat as die wêreld alles probeer het Jesus op die kerk nog steeds 'n antwoord. Sê amen. Die kerk is die antwoord van alles. En as ek sê kerk, bedoel ek gemeente, ek bedoel jy as 'n gelowige wat deel is daarvan. En daarom wil ek hê jy moet weet, dat as jy redes soek om vir iemand te sê hoekom hy moet Bybel lees, dan gaan sê jy vir hom, lees 2 Timoteus 3 vers 16. Wat sê dit? Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in geregtigheid. Nou ek dink baie keer sukkel ons om kinders groot te maak, omdat ons hierdie teksvers vergeet, jy weet. Ons moet voor ons kind gaan staan wat nie verstaan nie en nie weet nie, dan moet ons sê, dit staan geskrywe. Die Bybel sê. En as hulle sê, dis ag maar, pa, dis net die Bybel. Dan sê jy, okay, nee, ek verstaan ek verstaan jou probleem as jy sê, dis net die Bybel, maar laat ek gou vir jou sê, wat is hierdie Bybel? Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig. My kind, as jy iewers wil kom, het jy 'n Bybel nodig. En daarom, as ek jou help om te verstaan, dat dit jou rede en jou motivering moet wees om Bybel te lees, dan wil ek jou vat na 'n stukkie geskiedenis vanoggend. Ja, daar in die Exodus verhaal, in die uittog van Egipte. Hoe dat hulle as volk uittrek, en jy onthou nou die 10 plaae, en as jy die 10 plaae van Exodus vat, en jy vat die 7 plaae wat in die Openbaring uitgegiet word, en jy begin om strepe te trek, jy begin om vergelykings te soek tussen dit, dan wil ek hê jy moet weet, ons is al reeds in daardie plekke of era partykeer, waarin ons eintlik in presies dieselfde situasie is as wat Israel of die volk was toe hulle slawe was in Egipte. Want kyk, as die dokter vir jou gesê het, en dis wat die woordjie pla in die Openbaring gedeelte wil beteken. Hy sê dis soos 'n apteker wat daardie instrumentjie vat en dan suig hy dit so op en dan spuit hy dit so in 'n buis in. En daardie woordjie wat hy gebruik is 'n apteker se buis en dan vat hy, dan gooi hy dit so. Klink dit so na die pandemie waardeur ons gewerk het? Jy weet, 'n gif, 'n dood, 'n plaag van ons dag. Ja, verseker. En is dit nie kosbaar dat die Bybel dit alreeds geskrywe staan? So, as jy antwoorde soek vir die pandemie of jy soek antwoorde vir die seer en die stikkend van hierdie ou lewe, dan wil ek hê jy moet weet dat daar het iets gebeur. Maar het dit oor die 10 plaae gegaan in Exodus? Ek dink dit het oor iets groter gegaan. Dit was nie God se plan om te kyk hoe hy vir Farao en die Egiptenare kon laat swaar kry nie. Want God se plan is nog steeds wat ons in die Nuwe Testament verstaan, is dat hy sê die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Maar as jy jou hart verhard, as jy weer staan, as jy God se plan teëstaan, as jy nie doen wat God vra gedoen moet word nie, dan kom jy agter dat jy word besoek deur pla en elende en deur stikkend en seer. En kan ek vir jou sê, ek dink die meeste van ons gesukkel is omdat ons nie mooi gehoor het wat God vir ons wou sê nie. Omdat ons nie mooi verstaan het wat God spraak oor ons lewe is nie. En as ek dit so lees saam met jou, wil ek jou nou eers net die geskiedenis, net eers wat het gebeur daar in Egipte. Luister hoe sê hy. Hy sê daarop bring hulle vir Moses en Aaron na Farao terug en hy sê vir hulle,
dis nou Farao. Hy sê, gaan heen, dien die Here julle God. Want waar is Farao nou? Nou ek het dit nou so onthou dat ek dit nou nie vir verkeerd sê vandag nie, né? Dat daai 8 wat jy sien daar in vers 8 en 9, die 8ste plaag was sprinkane. Is ek reg? Julle moet gaan kyk. Dankie Sissa, goed. 8ste plaag is sprinkane, né? Goed. Hier kom al die sprinkane. En daar's nie 'n manier om lewe te maak nie. Hulle vreet die land kaal, daar's nie eers kos nie, daar's niks nie. Farao se wyse manne, as ek iewers 'n versie daar roep, dan smeek hulle amper vir Farao en sê vir hom, Farao, gee nou toe, laat die volk trek, laat hulle doen, hierdie Moses en hierdie klomp mense, laat hulle net uit ons land uitkom, want sien jy nie, dis net dood nie, dis net alles is weg. En dan kom Farao en dan sê hy, nou toe, laat julle gaan dien. Maar hierso is 'n belangrike sinnetjie wat jy nou moet verstaan uit die geskiedenis uit, om te verstaan hoe maak jy dit Bybel, hoe maak jy geestelike waarde daarvan wakker. En dan vra Farao hierdie vraag. Hy sê, wie is dit eintlik wat wil gaan? En ek kom terug hiernatoe. Wil jy regtig uit Egipte uitkom? Wil jy regtig na die beloofde land toe gaan? Is dit jou begeerte om eendag vir ewig die saligheid en die saligmakingswerk van Christus deur die ewige lewe wat na jou toe kom, joune te maak? Wie wil dit regtig hê? Nou ek kan vir jou sommer nou al sê, as ek net so in die geskiedenis lees daar, dan onthou jy die volk het by Moses gemurmureer gesê, toe hulle terug verlang het na die vleispotte van Egipte. Toe sê hulle, Moses, kyk en wat se ellende is ons. Jy het gesê, as ek 'n Christen word, jy het gesê, as ek my bekeer, jy het gesê, as ek gedoop word, en ek gaan deur die rivier, en ek is gedoop, dan gaan dit net met my goed gaan, want ons is op pad na die beloofde land toe. Kyk en wat se ellende is, nou verlang. So, dit was vir hulle vreeslik lekker, hulle was baie veilig, hulle was geborge gewees, hulle was seker van hulle werk. Kan ek dit weer sê? Die volk was baie seker van hulle werk gewees. Want Farao het nie gedink om ander slawe te gaan soek nie. En daarom ook as hy vir hulle sê, nou moet goed gaan en gaan dien die Here, né? Hy sê, weet hy eintlik wat in die hart van die volk is, wat in die hart van die Israeliete is. Nou hoor Moses se antwoord, as hy vir Farao antwoord. Hy sê, ons wil gaan met ons jong mense en ons ou mense. Klink dit vir julle na 2025 se uitspruitlote tema? Klink dit vir jou na hoe praat ons in Pleroma? Ons wil gaan, ons jong mense en ons ou mense, met ons seuns en ons dogters, met ons kleinvee en ons beeste wil ons gaan, want ons wil 'n fees vir die Here hou. Ons wil 'n fees vir die Here hou. Nou, as jy nou vandag vir my vra om vir Moses nou iets te sê, dan gaan ek vir Moses sê, Moses, los daai fees in die woestyn. Hierdie volk gaan nie opdaag nie. Hoor daar's nie eers nie. Daai volk gaan nie opdaag nie. Wat vir 'n fees moet gehou word in die woestyn? Ons het nou 'n woestynfees gehad en 'n woestynmark en ek weet nie wat alles nie. En ek wil vir jou sê, dit het moeite gevra om mense hier te kry. Dit vra moeite om mense bewus te maak van die ewige fees, van die ewige lewe. Hulle is so tevrede met Farao en met Egipte en met alles, dat hulle sê, ag man, dis maar lewe, nie te lank nie, dan sit alles verby hier. Kan ek jou help om te verstaan, dat as jy dit
in 'n geskiedenishoekpunt lees, as jy dit in 'n wat het gebeur kant kyk, dan moet jy 'n ander kant ook kan kyk. En dit is, wat het die gees van die volk opgewek om te trek? En dit is iets wat ek in jou hart gaan wakker maak vanoggend. En daarom wil ek vir jou sê, as jy die Bybel lees van Genesis tot Openbaring, dan moet jy weer onthou, dis 'n geestelike handboek. Dis die boek van die gees. Dis die boek wat sê, dat God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. En ek gaan dit vanoggend sterk wakker maak in jou hart, dat jy weer sal besluit om in die gees te wees op die dag van die Here. Dat jy gaan weer besluit om Paulus se raad te volg as hy sê wandel deur die gees. Dat jy weer 'n geesvervulde mens sal wees. En ek wil vir jou nooi en ek wil vir jou sê dat ek dink wat ons nodig het om die mure van die vlees te laat val, is dat ons weer soos die volk om Jerigo sal trek en dat ons sal sê, Here, U kan ons vyande verslaan. Here, U kan ons probleme oplos. Here, U is nog steeds die groot geneesheer. Ek kry nie eers een amen nie. Is jy so in Egipte vasgevang, dat jy dit nie kan hoor, of as ek dit wil proklameer, en vir jou wil sê, daar is 'n God in die hemel, en hy kan doen wat niemand anderser kan doen nie. Al sê hulle vir jou, dis ongeneeslik, is daar 'n God wat sê, ek is tot alles in staat. Daarom wil ek jou as kerk opwek, en ek wil jou as 'n gelowige wakker maak, en ek wil vir jou sê, daar moet weer 'n opgewondenheid kom oor die gemeente en oor lof en aanbidding en saam wees. Nou, partykeer voel dit vir my, ek het nie eers lus om met al hierdie 70 as mense, en al die sabbatonderhouers, en al die mense vreeslik, jy weet, te probeer Bybelstudie doen, en te kyk of ek hulle kan anders te oortuig nie. Maar as jy daarmee te make kry, ek vat maar 'n kort pad, en ek kry hom hier in hierdie teksvers. Want as jy nou dink, die Pasga lam moet nou geslag word. Nou sê ek, die swerms, sprinkane was daar, wie weet wat is die 9de plaag gewees? Was duisternis, jy kan hoor Marlene het haar kinderkerk goed geleer, nie? Was duisternis, maar was dit duisternis orals? Die Bybel is baie duidelik, hy sê maar daar was lig in die volk se huise gewees. Kan jy glo? Oom Willie, ek sien daai klomp Egiptenare, hulle het sulke generators. Nee, groot. Man, hierdie goed druk jy net 'n knoppie. En daar die hele Egipte weer elektrisiteit, jy weet. En alles. Maar hoorie, daai ou staan daar, en Farao staan hier agter hom, en sê, kry daai masjien reg. En daai masjien wil nie. En hy wil nie start nie, en hy wil nie aan die gang, en daar is nie lig in Egipte nie, en dan sien ek, hier kom hy, ou Israeliet, jy weet, daai slaaf, en hy loop net so klein generatortjie, en hy sit hom, en hy druk gou die draadjie daar in, sy naam is Cassie, jy weet, of Barend, jy weet, en dan, daar hardloop hy, en daar's 'n lig. Hoor gou, dis seker 'n komiese manier om dit te probeer oordra, maar kan ek jou help om te verstaan, daar moet lig wees in jou huis. Jy moet verstaan, daar moet lig wees in jou huis. Dinge moet lig wees. Nee, Kyk, ek het kleinkinders, en ek weet hoe kleinkinders jou bene lam maak. Nie omdat jy gaan fietsstrap het nie, maar omdat hulle allerhande goed wil doen. Hulle wil altyd die verkeerde ding doen. Asseblief net een amen. Anders is ek alleen. Ja, dankie dat julle nou halfpad eerlik word, daar het ek moes smeek, nee. Maar kan ek jou help om te verstaan, dat die dinge moet lig wees in jou
dan met 'n vrolikheid en 'n vreugde. Onthou jy die teksvers wat gesê het, omdat jy my nie met vreugde gedien het nie, sal ek jou vyand laat dien. En dan hoe sê hy wat? Weens die oorvloed. Weens die oorvloed. Hy sê jy moet vreugde, jy moet lig wees in jou huis. Ek wil nou nie verdwaal met die 9de plaag nie, maar jy ken die 10de plaag. As God vir Moses nie eers stuur of wat ook al nie, en God maak dit net bekend, en hy sê ek gaan 'n laaste ding doen, wat hierdie hele Egipte sal laat verstaan wie God is. En hy praat oor die eersgeborenes, en hy praat oor die lammetjie wat geslag moet word, en hy praat oor die bloed wat in die deurposte gesmeer moet word. En ek wil hê jy moet terugkom na die punt waar ek jou wil hê, is dat jy weer sal verstaan, dat Moses, hoe kry jy dit reg om die mense by hierdie byeenkoms te kry? Hoe kry jy hulle reg om hulle by 'n fees te bring? Hoe gaan jy hulle aan hulle hande vat, dat 'n hele volk kan besluit, ons gaan trek. Dat 'n hele dorp kan sê, ons wil God dien. Dat 'n hele gemeenskap begin om op te staan en te sê, daar's net een ware God. En laat ons met hierdie verdeel, of hierdie stikkend van mekaar sal kort speel en vir mekaar sê, luister, dis tyd om die Here te dien. Dis tyd om te doen wat God wil hê ons moet doen. Dis tyd om gehoorsaam te wees. En as Moses hierdie aankondiging maak en hy vir Farao sê, dan's God al reeds besig. Dan sê hy, hierdie lammetjie wat julle gaan slag, hierdie 10de plaag wat gaan kom, moet vir julle 'n ewige insetting word. En hy sê, in jou dag, Johnny, as hulle wil stry oor die 7de dag en oor die 1ste dag, dan sê hy vir hulle, op die 1ste dag moet daar iets gebeur. Nie die 7de dag nie, op die 1ste dag. Verstaan jy, hoekom het ons gehoor, laat daar lig wees? Hoekom het ons op die 7de dag gehoor en God het gerus? Hy sê op die 1ste dag moet daar 'n heilige samekoms wees. En op die 7de dag moet daar 'n heilige samekoms wees. En dan kwalifiseer hy. Dan sê hy, dan mag geen werk gedoen word nie. Hy sê, maar, dan moet lekker kos gemaak word. Ek is bly daaroor. Verstaan weer iets van hoe mis ons die doel. As ons sê, 6 dae moet jy arbei en dieselfde is 7de dag moet jy rus. Dan moet ons nou rus op die 7de dag. Kan God ernstig wees oor so iets? Verseker. Kan jy indink dat God weet beter as ek en jy? Hoekom hy wil hê dat daar 'n 1ste en 'n 7de dag moet wees? En ons sê dit. Ons het ons Sondag en ons Saterdag. En meeste van ons probeer mos op 'n Saterdag alles klaar kry wat ons hierdie week nie klaar gekry het nie. Sê maar amen. Weet, want die hele week het jy stene gemaak vir Farao. En jy was elke dag so moeg. En toe moet jy nou Saterdag stene maak vir jou huwelik. Hier wil ek dit doen, en hier wil ek dit doen, en hier wil ek dit doen, en hier wil ek dit doen. Jy weet. En dan kom jy op die 1ste dag. Dan moet jy nou laat slaap. Weet. Maar is op hierdie dag, wat jy is, soos wat jy vanoggend was, in die Gees op die dag van die Here. Dan kan ek vir jou sê, jy gaan dit nie voor 'n televisiestel regkry in jou sitkamer nie. Jy gaan dit nie regkry op jou eie met 'n Bybel iewers waar jy probeer daar op 'n koppie sit nie. Dis wanneer die Gees van God die gemeente saamroep en dis wanneer die gemeente op 'n samekoms is. Dis wanneer Moses vir hulle sê, julle moet gou maak, julle moet haastig wees om by die dinge van die Here uit te kom. Ek wil soveel goed vir jou sê, maar ek wil vir jou sê uiteindelik
uiteindelik is dit jou eie keuse en jy sê ek sal opstaan en na my Vader se huis toe gaan, want ek weet wat in die huis van die Here gebeur. Halleluja. Ek weet van sy krag, ek weet van alles wat daarmee saam is, en daarom wil ek hê jy moet weet dat in die hart van elke Israeliet moes daar 'n geloof losbreek. Dat God het iets beter in gedagte. God het iets beter in gedagte. Is nie wonderlik om te dink dat God moes al die Israeliete genoeg geloof gee om uiteindelik te sê ons gaan trek. Ons gaan klaarmaak met Farao. Nou as jy dink aan die 10 plaae en dan sê jy vir jouself, dit het verseker my oortuig, as ek dit net in die geskiedenisvorm lees, om te dink, hoe moes dit in die praktyk gewees het? Onthou julle die padda storie? Arme ek, dink jy ek sou dit oorleef nie. Maar dank God, daai 3 Egiptiese valse afgode is almal tot niet verklaar. Hulle kan niks doen nie, want my God alleen kan. My God kan. En die God wat ek vereer kan. En daarom wil ek hê jy moet weet, as ek vanoggend vir jou vra, wil jy ook gaan? Wie is dit nou eintlik wat wil 2026 in hierdie gemeente wees? Wie is dit wat eintlik wil gaan? Is jy een van hulle? Is dit in jou hart dat in hierdie gemeente, ja, daar's ander gemeentes, ander plekke, en as jy voel dis daar waar jou hart moet wees, of waar jy dit moet regkry, dan gaan kry jy dit reg. Maar as jy sê, dis in hierdie samekoms, dis in hierdie groep mense, dis hier waar ek die heerlikheid van God gaan ervaar en sy krag gaan belewe, dan wil ek hê jy moet weet dat hierdie uittogstorie van God se verlossing uit Egipte en uit slawerny het 'n geestelike kant, uit 'n ander storie, uit 'n geesstorie wat ons moet raakvat en vir onsself sê, Here, ons lewe in 2026 met 'n Farao wat van God moet hoor. Met 'n of 'n samelewing wat nie God vereer. Wat dink hulle kan doen wat hulle wil, wanneer hulle wil, soos wat hulle wil. En Here, laat daar lig in my huis wees. Here, laat my generator werk. Laat my kragbron nie teleurstel nie. Laat my salwing en my inspirasie nie minder word nie. Here, laat my lig inteendeel helder brand. Halleluja. Here, laat daar meer as genoeg krag van God vloei deur my lewe. En nou wil ek jou so groot sprong laat gee, soms so reg in die helfte van die Bybelse storie in, tot by die profeet van Sagaria. En Sagaria, ek weet jy, ek kon nie versoeking nie verstaan nie. Ek het sommer net weer gaan sit en lees ek die hele 14 hoofstukke so agter mekaar, een vir een. En ek sê, Here, dis waarna ons smag. Dis wat ons wil hê. Dis wat ons as 'n kerk nodig het. Dis waarheen ons moet beweeg. Nou die meeste van julle sal Sagaria se versie onthou. As ons hom sing, dan sing ons en ons sê, die Here is my krag en my psalm. Nee, dit's Moses se liedjie. Sien, nou kan ek myself regmaak. Marlien, lekker. Goed, daai's Moses se liedjie, né? Gaan Eksodus 15 toe, as ek reg onthou. Weet, hulle het die lied van Moses gesing. En wat is die lied van Moses? Hier sê, die Here is my krag en my psalm. Hy het my tot heil geword. Hy is my God. Hom sal ek roem, die God van my vaders. Hom sal ek vereer. Nou wat is Sagaria se storieetjie? Ag man, hy's te wonderlik, Sagaria 4, né? Hy sê, nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Here. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Here. Nie deur krag of deur geweld nie,
maar deur my gees, so spreek die Here, halleluja. Ek wil vanoggend jou opwek, en ek wil vir jou sê, kom op daai plek, waar jy jou vlees vaarwel roep, en laat jy jou vlees een kant toe skuif, en dan sê jy, Here, ek wil wandel deur die gees, want as jy in die gees van die Here is, spreek jy net 'n woord, en die gees van God begin beweeg. Die krag van God breek vestings af. Jy doen wat ons vanoggend gedoen het. Jy sing, open prison doors and make the blind to see. Kan ek jou help om te snap en te verstaan? As jy het kyk, so mooi kyk, mense kan dit nou lekker sien, die daar's 2 olyfbome, en uit die 2 olyfbome vloei die olyfolie. Daardie olie in 'n kandel, in 'n houer, in 'n opvangbak, en dan gaan dit af na die kandelare. Dis alles wat Sagaria besig is om te sien, en hy sien hoe dat daardie olie by elkeen van daardie vlammetjies uitkom. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, jy kan nie brand of aan die brand wees vir die Here nie. Jy moet vol van die vuur van die Heilige Gees wees. Jy het die vuur van God nodig in jou lewe. Jy het die vuur van God se Gees nodig, sodat as jou vyand wonder wat gaan aan, dan is daar lig in jou huis. Want die Here is jou God. Ag, ek kan jou lank besig hou met, kan ons droom? Ja, ons kan droom. Kan ons goddelike drome kry? Dan wil ek vir jou sê, ja, verseker. En daarom mag Pleroma se 2026 droom wees, dat ons 'n gemeente sal wees, vol van die Heilige Gees. 'n Gemeente wat kan beweeg in die krag en die salwing van God se Heilige Gees. En laat die Gees van die Here lig sal wees in 'n donker wêreld, halleluja. As jy daar by jou werk instap, is jy nog so vol van gister. En as hulle so na jou kyk, dan sê hulle, nou wat se oliemerke is hier op jou? En dan sê jy, dit was die salwing van gister se gees, toe die gees van die Here neergedaal het. Kan ek vir jou sê, siekte kan nie standhou voor die genesende krag van God nie. Elende, moeg kan nie oorhand kry nie. Ag, ek wil so graag aftree, maar kan ek hopelik vir jou sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die heerlikheid van God bekend te maak, en al het ek miskien nog net so 'n ou klein stukkie seisoen, dan wil ek bid, dat jy ook gaan opspring, en gaan sê, seer knie kom reg, en laat jy gaan sê, bene wat stadig loop vinnig, en laat jy gaan begin om te sê, deur die Here gaan ek triomfeer, want my God is God, halleluja, en hy is magtig om te doen. Hy red en hy verlos en hy doop nog met sy Heilige Gees, en daarom is God my God. Maar waar kry ek hierdie olie? Is ek maar net 'n ou kandelaar, stukkie van 'n kandelaar, wat hier iewers probeer 'n lampie maak? Nee. Hierdie kandelaar het 'n simboliek van dit bymekaar gekom. Alles is bymekaar gebring. Ek wil hê jy moet weet, dat as jy een kers in 'n vertrek opsteek, is daar lig. Dank God vir een kers. Maar het jy al, wie van julle is so oud soos ek en oom Willie? Nee, ons praat nog van kerskrag. Nee, die jong mense praat van watts, en van daai goeters, nee. Maar ons praat nog van kerskrag, ons weet wat dit beteken. Daar op die tafel sit jy sommer nog 'n tweede kers neer. Dan het jy nou 2 kerskrag. Klink vir my so na my en Margaret, jy weet. En dan, as ek en Margaret nou 2 kerskrag het, dan het ons nou 2 sulke verjaarsdag ou kersies gehad, Kobus en Hugo, en terwyl hulle in die huis was ons daar 2.25 kerskrag. Jy weet, 4 kerskrag, nee. Want kan ek vir jou sê, of 'n kersie dun is en of 'n kersie dik is, hy's kerskrag. Of 'n kind, of jou kind jonk is, en of hy, wat ook al is, hy uit gees. En ek wil hê jy moet weet, moenie ons kinders se gees onderskat nie. Daardie gees is 'n suiwer gees van God, wat gekoester moet word, en wat ontwikkel moet word. En pas op vir die dag, as jou vyand daardie liggie wil uitblaas, en dit word 'n rokende lampet.
En jy wonder hoekom jou oë brand, en jy wonder hoekom dinge skeef raak, dan begin jy bid vir die vuur van die Heilige Gees. Jy bid vir die krag van die Heilige Gees, en jy sê, Here, my kind sal vir U lewe, my vrou sal vir jou lewe, my man sal vir U lewe. Ons is vol van die Gees van die Here. Nou, hoekom is God nou so streng as jy nou hier lees? In Sagaria 14. Dink nou daaraan, wat het die volk laat opstaan, uittrek uit Egipte uit? Was dit die wonderlike advertensie van, ons gaan in die woestyn 'n fees hou? Want ek wil vir Moses sê, Moses, skrap maar daai gedagte. Soos ek mens ken, gaan iemand vir jou sê, maar Farao het gesê ek moet gaan werk. En die ander ene gaan vir jou sê, weet ek is nou so moeg gewerk, omdat Farao gesê het ek moet werk, dat ek nou net regtig nie vanoggend saam kan fees vier nie. Maar hoor wat is God se houding? As hy ver nadat die volk in die land van belofte gekom het, en nadat die tempel sy bestel gekry het, en nadat die volk geleer het om God te aanbid, en nadat die volk getrou die Sabbat in die eerste dag moes vier, dat hierdie woorde, hy sê, dat as iemand nie aftrek nie, as iemand nie gaan nie, as iemand nie na die Uttefees toe gaan nie, dan gaan die pla oor hom kom. Wow. Kan ek kerkbywoning belangriker maak as wat ek nou probeer om dit te doen? Jy weet, daar's nie 'n ouderdomsperking op kerkbywoning nie. Weet jy van julle nie? Het julle al iewers 'n bordjie gesien wat sê 60? Ons doen dit baie keer, jy weet, ons sê -2. En dan stuur ons hulle moederskamer toe. Maar dis daarom nog naby genoeg aan die kerk vir my. Daar's nie 'n ouderdomsbeperking op kerk nie. Want hoekom God weet dat op daardie eerste dag gaan sy gees vaardig raak. En jou gees gaan opgewek word. En jy gaan nie uitstap vol van die Heilige Gees. Jy gaan agterkom, jou seer knie is 'n bietjie makliker. En dan wonder jy, hoeveel kerkdienste moet jy nou bywoon om 'n heel knie te hê? Ja, dit werk so. Hoor wat ek jou sê, ek het nie tyd om nou weer daar te gaan nie, maar daai wat ek van die apteker nou vir jou vertel het, van die Openbaring se pla wat uitgegooi is oor die aarde, wat absoluut sinnebeelde is van wat ons beleef met medisyne en met medisyne en met aptekers en met al hierdie goed, en jy so vasgevang is, dan wil ek vir jou sê, God kan jou bloedsuiker herstel. Die Here kan jou help as jy net nie meer daai ietsie het nie. En ek wil vanoggend, dankie Sissel, ek wil vanoggend jou aan die hand vat. En ek wil vir jou sê, as een teksvers wat ek gaan oor en oor herhaal tot en met in die nuwe jaar. En is hierdie een in Openbaring. En kan ek vanoggend vir jou sê, dit moet my en jou absolute roep word. Kom. 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 Net soos wat ek nou vir Sissa roep en sê, Sissa, kom speel vir ons. Vir die musiek sê, kom help ons sing. Soos wat ek vir die mense sê, kom kerk toe. Weet jy, ek is so oortuig, nê, dat as jy 'n stuk in 'n mikrogolf het, waardeer nou my
humor vir die oomblik. Moet nou nie snaaks wees nie. Maar ek is so oortuig dat 'n nuwe mikrogolf is so iets soos miskien 20 of 24 paemente of wat? Hoeveel paemente? 12. Kassie is regtig 12, net 12. Ja. Nou dink nou, as jy 12 keer kerk toe gaan, en jou mikrogolf is weer niet. Nee, julle snap nie, ek weet julle is te geestig om te dink soos wat ek nou dink. Maar ek het iets geleer. En daarom wil ek hê julle moet weer die dag, as my 6 maande nou om is, dan gaan ek die oggend hier instap en dan gaan kom sit ek hier iewers. Ek sal beskeie wees, ek sal 'n bietjie agtertoe sit, hoor. Jy weet. En wat dan moet gebeur, weet ek nie wat gaan gebeur nie. Maar ek moet in die huis van die Here wees. Op die dag van die Here. Sodat ek gevul kan word. Laat paaiement 1 betaal word, laat nommer 2 betaal word, laat nommer 7 en 8 en 12 betaal word, en laat ek uiteindelik sal kan sê, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my, en die lewe wat ek nou lewe ek deur die geloof, dat ek as ek in sy teenwoordigheid is, as ek in sy gees kan wees, as ek deur die gees kan wandel, en die vyand geen plek nie. Want hoekom? Ek sing die lied van Moses en ek sing die lied van Sagaria. En ek sê die Here is my krag en my psalm. En ek sing die lied van Sagaria en ek sê nie deur krag of deur geweld nie. En dan sê ek hoë berg word gelyk. Het jy vanoggend 'n hoë berg? Wil ek vir jou sê volhard. Die fees is om die draai. Jesus kom weer. En hy is my redder en jou saligmaker. Hy is God. Sluit gou jou oë. Dan sê jy, Here, in U teenwoordigheid. In U teenwoordigheid. Ag, ek wou kort gewees het, maar is nie altyd maklik. In U teenwoordigheid, o Here. Kom ons en ons buig ons neer. Here, deur U Gees